Hallo almal, baie welkom by die 6de sessie in ons klein groep reeks Ek is uit die Evangelie van Johannes. Vandag gaan ons met jou gesels oor die tema waar Jesus sê, Ek is die ware wingerdstok. Wanneer daar 'n film gemaak word of 'n video van iemand wat sing, en hulle gebruik die tema van die middeleeue toe daar nog seerowers was. En hulle is op hierdie seilboot waar die mense nog aangetrek het soos in die middeleeue. En dan word die redigeer van hierdie film of video sal dan agterkom, maar in die agtergrond kom daar een van hierdie nuwe moderne seiljagte in, of hierdie nuwe bote in wat nie lyk soos in die middeleeue nie. Dan is die hele betekenis van hierdie video of film vernietig en daarom moet hulle dit uitsny. Daarom leer Jesus ons dan ook in die Evangelie van Johannes die 15de hoofstuk dat sy Vader ons kom snoei. Alles wat nie lyk na die beeld van God in ons lewe nie, die wil hy wegsnoei. Dit wat die beeld van God in my en jou lewe vertroebel of die hele doel daarvan dat ek en jy soos hy moet lyk, as wat dit verhinder, wil hy wegsnoei. Wanneer ek nie sy karakter het nie, want sy karakter is sy beeld, dan sny hy hierdie deel uit my karakter uit, wat verhinder dat ek soos hy kan lyk. Of my funksionering, sy gelykenis is my funksionering. As my optrede nie reg is nie, dan kom God ons Vader en hy kom snoei ons, sodat ons soos hy kan lyk. Kom ons lees in die Evangelie van Johannes, die 15de hoofstuk, net enkele verse. Ek is die egte druiwestok en my Vader die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek aan julle gesê het. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot nie uit sy eie vrug kan dra, as dit nie in die druiwestok bly nie. So julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. In Johannes 15 praat Jesus oor 'n verhouding tussen God en die mens. Hy is op pad na Getsemane. Dan praat hy met sy disippels en hy leer hulle dat as hulle God volg, dan moet hulle vrug dra. Ek wil net hier 'n kantaantekening maak. Jy kan nie werk om by God uit te kom nie. Jy moet glo in Jesus Christus, die Seun van God. Dit is die enigste manier om by God uit te kom, om God se kind te word. Maar nadat ek God se kind geword het, is vrug dra, is werke baie belangrik. In hierdie gedeelte is daar 3 rolspelers wat Jesus uitlig. Die eerste een is God die Vader. Hy is die landbouer, die kundige. God weet hoe, waar en wanneer die snoeiwerk moet plaasvind, sodat daar goddelike vrug kan wees. Ongelukkig leef ons in 'n tyd waar mense graag na die verkeerde raad toe gaan, sodat daar in hulle lewe gesnoei kan word. Ons lees dit in Psalm 1, dat 'n boom kan net vrugte op sy tyd dra, as hy deur die woord van God onderrig word, nie deur die raad van die goddelose, nie deur die raad van die sondaars of die spotters nie, maar die raad wat God in sy woord vir hom gee. God die Vader is die kundige. Wanneer 'n stuk van die loot doodgegaan het, dan sny hy dit af, want die dooie hout kan die res van die plant beïnvloed. Verder gaan die Vader en hy snoei aan die lote, dat hulle nie net wild groei en al die lewenssap net in die loot gaan nie, maar dat daar sal energie wees
om vrug te dra. Hy is die eerste hoofrolspeler in hierdie landbouproduk van 'n wingerdstok en loot en vrugte. Die tweede een is Jesus Christus. Hy sê, ek is die egte of die ware wingerdstok. Wanneer Jesus sê, ek is die ware wynstok, dan is hy die teenoorgestelde van 'n vals bron. Jesus is die ware bron waarop ons moet staatmaak. Ons moet nie ons vertrou op valsbronne van die lewe sit nie. Sien, dit mag soms gebeur dat ek en jy staat maak op 'n ander bron in ons lewe. Ons kan staat maak op ons jeug as die bron van alle energie en die totale lewensbestaan wat ek lewe op aarde. Dis gevaarlik. Ons kan selfs na finansies toe gaan. Daar's baie mense wat op hulle finansies staat maak en nooit na die ware wingerdstok toe gaan om daar te gaan lewenssap en energie kry om vrug te dra nie. Hulle dink deur hulle finansies is hulle vermoënd en kan hulle enigiets doen. Daar's baie mense wat deur geleerdheid hulle fokus en hulle bron, hulle geleerdheid maak. Ek ken baie geleerde mense wat sy huwelike nie werk nie. Ek ken baie geleerde mense wat nie 'n sukses van hulle lewe maak nie. Want dis nie 'n ware bron nie, dis 'n vals bron. Maar Jesus is die ware bron van die lewe. Jesus leer ons in hierdie gedeelte dat 'n loot kan nie op sy eie, vul dit in, nie op sy eie goddelike vrug produseer nie. Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. Ek sal die oggend opstaan en sê ek vir myself, Dani, vandag gaan jy net lief hê. Dis al, jy gaan nêrens kwaad word en jy gaan vir niemand iets slegs dink of sê nie. Ek gaan nie eers 9 uur haal nie. Dan gaan die liefde daarmee heen wees. Of ek sê vir myself, vandag gaan jy net sagmoedig wees. Net sagmoedig. Jy gaan dat niks ontstel nie. Ek verseker jou, jy gaan nie eers 10 uur haal nie. Dan is die sagmoedigheid weg. Of ek sê, ek gaan vandag net vrede beleef. Niks en niemand gaan my vrede steel nie. Ek het 'n verrassing vir jou. Jy gaan dalk nie eers 11 uur haal nie, dan is jou vrede klaar gesteel. Maar Jesus wil ons leer dat ons by hom blydskap sal kry. Dat ons by hom sagmoedigheid sal kry. Dat ons by hom, deur sy gees, lankmoedigheid en vrede en al die vrugte wat die gees vir ons bring, sal beleef. So hy is die ware bron van lewe. Die derde rolspeler is ons die lote. Om waarlik vrug te dra, moet ons gesnoei word. Jy het dalk by jou huis 'n boom, 'n vrugteboom, of dalk selfs rose, maar kom ons bly by die vrugtebome. As jy hom vir 2 jaar nie sou snoei nie, en sy lote groei wild, kan jy dink wat sal gebeur met die vrugte wat daardie vrugteboom sal dra? As dit 'n perskeboom is, en jy los sy lote, laat hy groei en hy dra vrugte, kan dit minderwaardige vrugte wees. Dit kan te min wees, want daar's te veel aan een loot. Hy's nie mooi gesnoei nie. Of dit by druiwe is. Maar weet jy wat is die probleem? As ons nie gesnoei word deur God nie, as ons Vader ons nie snoei nie, mag ons dalk baie vrugte dra, maar die verkeerde vrugte. Die vrugte wat die wêreld wil hê ons moet dra. Dis die teenoorgestelde van die vrug wat ons sal vind wanneer ons ingeënt is en in Christus bly. Want as ons in hom bly, dan dra ons dieselfde vrugte as wat hy gedra het. Wat het hy gedra? Genade, liefde, omgee, innige meegevoel met mense. So kan ons aangaan. Maar as ons sommer wild groei en die lote is wild, dan kan ons dalk die vrug van die wêreld dra. Is haat, is vuil woorde, is twis, is moord, is jaloesie, is oorspel. So kan ons aangaan uit die woord
sê, wat is die verkeerde vrugte? Daarom kom God en hy snoei ons as die lote. Die apostel Paulus bid vir die gemeente in Kolossense en dan bid hy hierdie volgende woorde. Ek bid dat julle 'n lewe kan lei wat die Here waardig is en hom in alles tevrede te stel, terwyl julle vrug dra deur elke goeie werk en groei in die kennis van God. Die snoeiproses help my en jou om die hartklop van God op te tel vir ons lewens. As God my nie snoei nie, as hy my nie snoei nie, mag ek dalk by 'n plek kom waar ek so wild groei en so weggroei van hom af en so 'n leefstyl volg wat God nooit behaag nie. Die 3 rolspelers, God die Vader, hy is die kundige wat my snoei. Jesus, die ware wingerdstok wat vir my lewenssap, my energie gee, die bron is van my lewe. Dan ek self die loot wat gesnoei moet word. 'n Belangrike ding wat ek en jy moet weet is, hoe snoei God ons? Die eerste een, deur sy woord. Jy kan dit daar in jou boekie invul, deur sy woord. Kyk wat sê die skrif, maar elkeen wat vrugte dra, snoei my skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is egter reeds skoon deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Wanneer ek en jy die woord van God optel en ons lees die woord, dan kom ons agter, maar daar's baie van God se karaktereienskappe en hoe hy gefunksioneer het, wat nie deel is van my lewe nie, dat dit wat deel is van my lewe, is nog daai ou vorm, daai gietvorm, die mold wat ek by Adam geërf het, waar my vlees die pas aangee, my liggaam, dit wat ek sien met my oë, dit wat ek begeer, en dit wat ek dink met my verstand, gee nog die pas aan in my lewe. Dan kom God deur sy woord, en hy kom snoei in my en jou lewe. Die tweede manier hoe God ons snoei, hy snoei ons deur sy gees. Hier is 'n belangrike beginsel wat ons kan leer uit die woord uit. In Hebreërs, die 12de hoofstuk, lees ons die volgende. Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad. Nou wat sê hy? Ons vaders het ons liggame gekastei, getig. Ou jare het ons groot geword wat daar nog so 'n bietjie lyfstraf was vir kinders. Vandag het dit verander. Maar hulle het ons liggame getig. Nou gaan hy aan, hy sê, en ons het vir hulle ontzag gehad. Moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste, die een wat my gees beheer, onderworpe wees en lewe nie. Hier is 'n belangrike beginsel. God tig geen mens se liggaam nie. Baie mense sê, ja, iemand het 'n fout gemaak, dis hoekom daar dood in hulle familie is. As uit 'n siekte, nou is hy gestraf. God straf nie mense se liggame nie. Hy het dit juis aan die kruis gesterf vir ons krankhede en vir ons sondes en ons smarte en ons pyne gevat. Hy gebruik die metode waar hy met ons geesmens praat en uit die woord uit met ons emosies en ons denke. Hy werk nie op 'n ander manier nie. Ek wil dit weer sê en ek wil dit weer sê en ek wil dit weer sê. God straf ons nie. Die een wat gestraf is Jesus. Daarom sê Jesaja 53, hy het klaar aan die kruis ons straf gedra. Dis ons aardse vaders wat ons tig en ons liggame tig. Maar God, hy snoei my deur in my geesmens vir my te sê, is nie reg wat jy gesê het nie, daar nie. Dis nie reg wat jy gedink het, is nie reg wat jy gedoen het nie, en dan spreek hy my gewete aan, en ek lees sy woord, en hy belyn my, so snoei hy my. Maar hy snoei my nie net deur sy woord in die gees nie, maar ook deur ander mense. Daar's 2 besondere voorbeelde in die lewe van Dawid. Daar in 1 Samuel 25 lees ons hoe hy kwaad is vir 'n man met die naam van Nabal. En hy besluit om hierdie man dood te maak, maar sy vrou Abigail hoor dat Dawid is kwaad en hy wil die manlike geslag in haar huis uitroei en sy gaan maak vrede met hom en sy praat met hom en sy sê vir hom,
jy moenie dit doen nie. Jy moenie bloed vergiet vandag nie. Dan gaan sy aan en dan sê sy vir hom, onthou net, eendag gaan u die koning van Israel ook word. Jy is nie net Juda se koning, jy gaan Israel se koning word. En dan gaan u gewete u heeltyd pla en mense gaan u nie aanvaar nie. En dan kom hy en dan sê hy hierdie wonderlike woorde vir haar. Hy sê, o, jy's 'n geseënde. Want hy luister na haar. Hy sê, jy het 2 dinge gedoen. Jy het my gehelp om nie bloed te vergiet nie. En jy het my gehelp dat ek nie myself met my eie hand wraak sal neem nie. Ek moet dit vir God los. Dan is sy besig om hom te snoei en sy leer hom, hy was nog 'n jong man. Daarna was hy al koning en toe pleeg hy oorspel met 'n vrou met die naam van Batseba en hy pleeg moord, hy laat haar man vermoor en dan vat hy nog hierdie vrou vir hom, onwettig vir hom en dan kom 'n man by hom met die naam van Nathan en hy snoei hom en hy vertel hom 'n storie. En dit kan jy gaan lees in 2 Samuel 12. Dis goed om hierdie stories te gaan lees, hierdie verhale. Hy sê vir hom, daar's 'n man, 'n ryk man, wat baie skaap gehad het, hy kry 'n besoeker, hy wil nie sy eie skape slag nie, hy gaan na 'n arme man toe, wat net 1 lammetjie het, en hy gaan slag hierdie lammetjie, om vir die ander man kos te gee, en Dawid is kwaad, hy sê, dis 'n skande. Nathan sê vir hom, dit is jy het nie na die woord van God geluister nie. Nathan sê vir hom, jy kon enige ander vrou vir jou gevat het, maar hoekom maak jy 'n man dood om sy vrou vir jou te vat? Jy sien, dit was 'n snoeiproses. God snoei ons deur sy woord. Hy snoei ons deur sy gees wat hier in ons binneste werk en ons gedagtes en ons lewe belyn met die woord sodat ons kan vrug dra en dan deur ander mense. Maar as ongelukkig is 'n snoeiproses soms seer. En mense is bang om gesnoei te word deur die Here. En daarom vermy hulle die Here. Maar ek en jy as gelowige hoef nooit bang te wees dat God ons sal snoei nie. Maar kom ons kyk na 2 wanidees wat mense het rondom die snoeiproses. Die eerste een is, God wil hê ek moet ly want hy is kwaad vir my. Dis wat mense sê. Maar kyk wat sê die woord van die Here vir ons. Kom ons lees dit saam. My seun, moenie die dissiplinering van die Here geringskat nie. En moenie moedeloos word wanneer jy deur hom bestraf word nie. Want die een vir wie die Here liefhet, tug hy en hy straf elke seun wat hy aanneem. Ek wil net weer hier verduidelik. Hierdie skrifgedeelte praat van dissiplinering. Hy praat van bestraf, tug, maar hierdie straf is nie my liggaam nie. Hy straf my in my emosies en in my denke en in my gewete, waar ek, as ek verkeerd gedoen het, so sleg voel. Nou sê hy hier, ons moet dit nie geringskat nie en ons moet ook nie moedeloos word nie. Ek moet nie so moedeloos word en sê, maar God is kwaad vir my en dis hoekom hy dit met my doen nie. Nee, ek moet verstaan, dis juis omdat hy my lief het, dat hy my deur hierdie proses sit. Die tweede ding wat mense 'n wanidee het, is hulle sê, ek is nie goed genoeg nie. Vul dit so in jou boekie in, ek is nie goed genoeg nie. Daarom snoei God my. Kyk wat leer die woord ons. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Wat sê Jesus? Hy sê, dis omdat jy reeds vrug dra. Jy's reeds goed genoeg. Jy is alreeds besig om te verander in jou lewe, om die beeld en die gelykenis van Christus aan te neem. Jy's besig om te groei, soos wat 'n vrugteboompie groei, en elke jaar beter en mooier vrugte dra. Soos jy besig om te groei, daarom snoei jou. Dis nie dat jy nie goed genoeg is nie. As God jou snoei, is dit juis omdat jy in sy oë goed genoeg is. Dit bring ons by die derde punt. Hoekom snoei God my en jou? Die eerste een het ons klaar gehoor, omdat hy ons lief het. Die tweede een is, die Here wil ons vorm verander. As jy iets weet van snoei af,
sal jy weet dat sonskyn op 'n enige boom baie belangrik is. Maar nou groei al die lote so op. Dan snoei hulle dit in 'n vrugteboom, dis nou soos 'n perskeboom, eerder in 'n kelkvorm, dat hy oopmaak, dat die sonskyn kan inkom, sodat daar beter vrugte kan wees. Ek het al gery by 'n plek, waar daar 'n laning geplant is, 'n baie mooi laning, na 'n hotel of 'n eetplek of 'n sportkompleks of 'n huis. Dan sien ek hoe hulle hierdie vorm presies gesny, sodat hierdie laning sy doel kan dien, waarvoor hy daar is. Dis 'n aanrigtingwyser na waarheen die voertuig moet ry. Maar as jy hierdie laning sal los, en jy los hom vir 'n jaar of 2, sal dit nie goed wees nie. Hy sal wild groei en dit sal net nie mooi lyk nie. Baie keer lyk my in jou lewe nie mooi vir God nie. Dan kom snoei hy aan ons. Dan maak hy ons weer mooi. Dalk is dit my woorde wat nie mooi is nie. Dalk is dit my dade wat nie mooi is nie. Dis hoekom hy my snoei. Hy snoei my sodat ek kan mooi word. Dat ek kan lyk soos Jesus. Want hy was altyd mooi met sy karakter en sy funksionering op aarde. Die derde ding is wat jy kan invul is, omdat ek nie vrugte dra nie. Nie vrugte dra nie. 'n boom wat nie vrugte dra nie, word soms afgesny tot onder op die stam. En hy word behandel. En hy word versorg, sodat hy weer nuwe lote kan uitstoot en 'n nuwe stam kan vorm. Dis hoekom God my en jou baie keer snoei. Baie keer snoei hy ons stomp af, sodat ons van vooraf kan begin. En hierin is daar 'n goddelike boodskap, omdat hy ons liefhet, omdat hy wil hê ons moet vrug dra, sal hy ons weer 'n nuwe kans gee. Hy snoei ons van onder af skoon, sodat ons nuut kan groei en weer 'n kans het om so te kan leef dat ek die beeld en die gelykenis van die Here Jesus sal dra. Die vierde ding waarom hy my snoei is sodat ek kan vrug dra. Dis belangrik. Die een is, kan ek nie vrug dra nie, dan sny hy my af. Maar sodat ek kan vrug dra, want God wil hê, my en jou lewe moet so mooi wees, daar moet vrugte in ons lewe wees. Die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis hoekom hy my snoei, dat ek hierdie vrugte kan dra. Maar weet jy wat? Hy snoei my vir nog 'n rede. Die 5de rede is sodat ek meer vrug kan dra. Sodat die kwaliteit van my lewe, die liefde wat ek het, nie menslike liefde sal hê nie, maar goddelike liefde. Die liefde wat Christus deur sy Gees in my hart uitgestort het, dat ek goddelike liefde sal hê. Dat ek nie die vrede sal hê, maar ek sal goddelike vrede hê. In die 6de plek snoei God my, sodat ek veel vrug kan dra. Jy sien, dis trappe. Geen vrugte, vrugte dra, meer vrugte, veel vrugte. God is 'n God van oorvloed. Hy wil hê ek moet op die regte tyd vrug dra en op die regte plek in oorvloed. Kom ek sê, wat is die regte tyd? Die Psalm 1 boom. Hy dra vrugte op die regte tyd in seisoen. En daar is seisoene in my en jou lewe, wat God wil hê, dan moet ons daai vrug dra. En baie keer wonder ons, maar wanneer moet ons hierdie vrugte dra? Wanneer ek en jy by 'n plek kom, waar daar baie duisternis is, in mense se verhoudings met mekaar, in hulle emosies, in hulle geeslewe, dan dra ek die vrug van lig. Ek is mos lig. Dan dra ek hierdie vrug van lig. Maar dit moet nie 'n flou liggie wees nie. God wil hê, dit moet 'n kwaliteit lig wees. God se lig wat deur my skyn. Of ek kom by 'n plek waar daar verrotting is. Weereens verhoudings, werksplekke, by families, in vriendekringe. Dan is ek die sout. Dis die vrug wat ek dra. Ek dra hierdie soutvrug. En ek help mense om te verander. Moenie bang wees dat God jou sal snoei nie. Dis omdat hy jou lief het,
Omdat hy jou weer 'n kans gee, as jy nie vrug dra nie, hy sny jou onder af, sodat jy kan vrug dra, sodat jy kan meer vrug dra, sodat jy in oorvloed kan vrug dra. Waarom? In die 7de plek, sodat my vrug die Here kan verheerlik. Hy het gekom dat ek en jy kan lewe en dit in oorvloed. En dat ons ook sy naam sal verheerlik wanneer ons oorvloedig vrug dra. Mag die Here ons help om nie weg te hardloop van die snoeiproses nie, maar God toe te laat om deur sy woord en deur sy gees en deur ander mense in ons lewens te snoei, sodat ons hierdie beeld en gelykenis van Christus kan uitdra na buite. Kom ons bid saam. Dankie Abba Vader, dat niemand anderste ons hoef te snoei wat ons nie lief het nie, maar dat net die wat ons lief het, aan ons kan snoei, en U het ons lief, en daarom wil U ons snoei, en U Gees wat in ons woon, het ons lief, en ander mense wat in ons lewens snoei, het ons lief, en daarom aanvaar ons die snoeiproses, sodat ons kan vrugte dra tot die kosbare en mooi naam. Amen. Ek nooi jou nou om in jou kleingroep die besprekingsvrae te doen, saam met jou kleingroep te bid, vir mekaar te bid, en getrou hierdie week jou dagstukke te doen. Ek sien daarna uit om weer met jou te gesels. Vrede vir jou.